wiskunde te wees, hoor, ons is, ek grap maar. Loof die Here. Ek lees vir jou, sommer tong in die kies. 'n ou biddegebed, 'n Engelse gebed, hy sê, Dear God, so far today I've done all right. I haven't gossiped, I haven't lost my temper, I haven't been greedy, grumpy, nasty or self-centered. I'm really happy about that so far. But in a few minutes, Lord, I'm going to get out of bed, and then I'm really going to need a lot of help. Thank you, amen. Ek hoop dit is jou gebed nie, as dit is, vat hom. Ek moet met jou praat oor mekaar, ek wil 'n bietjie anders preek vanoggend. Toe ek op laerskool was, toe is daar 'n TV-advertensie van IBM met 2 olifantjies wat loop. Ek weet nie, ek gaan jou dalk ver terug wat jy gaan dit dalk nie onthou nie. Om een of ander rede onthou ek daai TV-ad. En voor ek begin wil ek my gou vir jou speel. Hy's net 1 minuut lank. Wil jy my gou vir ons aansit nie? Kyk gou vir ons, dankie. Klank. Sit vir ons klank. The road is long with a many winding tongue that leads us to who knows where. It's not easy being a small business. And when you hit the rough spots, it's good to have someone behind you. IBM, the company that never forgets what it's like to be small. Amen. Ek wil jy moet hoor, he ain't heavy, he's my brother. Sê gou vir die ou lank jou, you ain't heavy, you're my brother. Of dan 'n suster. Dis dalk nodig. He ain't heavy, he's my brother. Het is my so mooi om Tom, hoe jy vanoggend, sonder dat jy dit weet, kom staan jy hier voor en jy sê langs jou, sit jou broer en jou suster. Ek wil juist praat oor dit. So dankie, ek het nie vir hom gesê waaroor ek preek nie, maar ek weet hy ken vriende in hoë plekke wat met hom deel waaroor ek gaan praat. Amen. En ek weet die Here is kinder hier, maar partykeer dan doen hy so. So ek wil met jou praat oor mekaar. Want ons is hier vir mekaar. Ek weet ons is Pinkstermense en ons hou van raas en hoogspring en verspoeg en geraas maak maar uiteindelik gaan die wêreld ons ken aan ons liefde onder mekaar. Nie hoe hoog ons gespring het nie, nie hoe ver ons gespoeg het nie. En baie keer dan het die lewe die geneigtheid om ons te disconnect van mekaar. So kan ek vanoggend net 'n paar verse, hierdie is dalk nie 'n diep openbaring vir jou nie, maar kan ek vir jou net sê dat die ou langs jou het jou dalk meer nodig as wat jy dink. Want die persoon langs jou gaan dalk deur goed wat hy vir niemand gesê het nie. En vanoggend het hy of sy ingekom en is regtig swaar op hulle. En hulle het dalk net iemand nodig wat sê ek stel belang in jou. Ek kan dalk niks daaraan doen nie, maar ek is net 'n oor om te hoor of ek is net hier om saam met jou te bid. Ek is hier om vir jou te sê you ain't heavy. You my brother. Amen. Kan ek hierdie goed, 'n paar goed wat die Bybel sê rondom mekaar. So draai na die ander ou aan die ander kant en sê vir hom mekaar. So die tema is mekaar. Hier gaan ons. Die Bybel sê, nou wil ek vir jou 'n illustrasie doen. Die Bybel sê in Johannes 13 vers 34. Kom ons gaan eers na hom toe. Hy sê die volgende. Hy sê en Jesus sê 'n nuwe gebod gee ek julle. Hy het die 10 gebooie gegee, maar hy sê, hier's 'n nuwe gebod. Hy sê, dat julle mekaar moet lief hê. Al hierdie ou langs jou bakore en 'n stinkasem, en dis nie die mooiste ou nie, en hy groet jou nie, hy sê dat julle mekaar moet lief hê. Kan ek 'n amen kry? Al die ouens wat nie amen gesê het nie, ek weet, kyk vir die ou langs jou, jy het issues met hom. Okay, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het,
moet julle mekaar lief hê. Ek het daai woord groot gemaak. Ek wil hê jy moet die mekaar hoor. Dat die Bybel sê dat jy met jou boeta en jou sissa lief hê. Want omdat julle ingeënt is in dieselfde liggaam, wanneer jy hom of haar lief het jy eintlik jouself lief. Jy kan ook eina sê as dit. Hy sê, ek wil hê julle moet mekaar lief hê. Dis die eerste ene. Kom ons gaan na die volgende ene toe. Ek vat jou na Efesiërs 4 vers 32, soos mekaar lief hê. Dan sê hy, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Wees vriendelik en vol ferm teenoor mekaar. Nou dis vir ander gemeentes geskryf, want ek weet Charisma Kerk mense is vriendelik. Ek weet hulle is vriendelik, ek het hulle so leer ken, maar hy sê ook ontferm julle oor mekaar. Ek lees vir jou die woord, ek wil jy moet hoor, ontferm jy oor mekaar, en dan sê hy 'n moeilike ding, en vergewe mekaar. Ons is goed met baie goed, maar ons is nie altyd goed met vergewe nie. Baie keer dan kom mense, dan sal hulle sê, weet jy wat, ek weet ek moet vergewe, ek is nog nie op die plek om te vergewe nie. Ek wil jou weer herinner dat toe Jesus aan die kruis hang, en hulle besig is om die spykers in sy hande in te slaan, sê hy, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Toe die klippe op Stefanus, die eerste martelaar, neerreën, sê hy, Vader, vergewe hulle. So much like the Master, with a heart so true. He said, Lord, forgive for they know not what they do. Soos wat Jesus, terwyl die klippe dink daaraan, terwyl hy hom doodmaak, sê hy, Vader, vergewe hulle. Dit is moeilik om te vergewe. Dit is moeilik om te vergewe, maar Jesus stel die voorbeeld, en terwyl ons vanoggend praat oor mekaar, wil ek jou daarin herinner, dat ons nodig het om deur vergifnis te werk. Kan ek gou weer dit sê, en ek het dit al voorheen gesê. Die Bybel, iemand vra ons vir Jesus, hoeveel keer moet ek vergewe? Toe sê Jesus, 7x7. Nou ek het altyd gedink, ek doen iets aan iemand, of iemand doen iets aan my, ek vergewe hom. Iemand doen iets aan my, ek vergewe, iemand doen iets aan my, ek vergewe hom. Maar ek het agtergekom, dat wanneer jy seer gekry het en jy het gebloei, is jy nie 'n laptop wat jy 'n delete knoppie kan druk en alles verdwyn nie. As jy al ooit met vergifnis geworstel het, en ons almal het, dan gaan jy agterkom, is nie so eenvoudig nie. Want ek kan kom en ek kan sê, kom ons vat nou maar Tiny, is nou net 'n voorbeeld, ek het eintlik baie goeie vriende met Tiny, maar kom ons sê Tiny het my iets antwoord, nou maak ek 'n besluit, ek vergewe vir Tiny. Ek neem die besluit wat ek weet, ek voel nie lus om hom te vergewe nie. Bybel vra nie of jy voel nie, hy sê neem net die besluit. En die effek van die vergifnis gaan as gevolg van jou besluit in jou lewe begin effek neem. Nou vergewe ek hom, en ek gaan huis toe. Ek is nog nie eers by die stopstraat hier onder nie. Dan dink ek weer, hierdie Tiny, hy kom te maklik weg. Ek kan hom nie net vergewe nie. Sê amen, jy was al dan, dink jy nee, dit is... Wat as Jesus bedoel het, as hy sê 70x7, vergewe tot daai vergifnis in jou lewe tot effek gekom het, met ander woorde vergewe tot dit jou nie meer negatief beïnvloed nie. Want ek kom by die robot en ek sê, Here, jy het gesê 70x7, ek spreek Tiny vry. Ek is nog eens by die volgende robot nie, dieselfde ding gebeur, Here, ek spreek hom vry, ek spreek hom vry, ek spreek hom vry, en dan begin ek agter te kom dat vergifnis is iets goddeliks. If I forgive not because of, but in spite of. Just as Jesus loves me, en die teks het gesê, jy moet jou naaste lief hê, soos God jou en my lief gehad het. Dit is baie stil nou, kan ek 'n amen kry, miskien moet ek eers weer 'n grappie lees. 1 Petrus 4 vers 8, nie op die bord nie, sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, en die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Die liefde sal, die ou langs jou het dalk 'n klomp issues, en hy het dalk 'n klomp issues teenoor jou. Jy sê boeta, jy sê sissa, maar jy weet van 'n klomp goed, maar die Bybel sê liefde bedek dit. Dit sê nie dis nie daar nie. Dit sê net dit bedek dit. Ek kies om die beste in jou raak te sien. Amen. Ek praat met jou oor mekaar, Kom ons doen die volgende ene. Hierdie ene is 'n baie interessante ene.
Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar. Verdra mekaar. Nou daai woord verdra in die Grieks beteken om te dra en dit beteken ook to suffer. In die King James Version kom die woord 14 keer voor en 7 keer van die 14 keer word hy vertaal as suffer. Nou ek wil dit nou nie, maar kom ek sê dit nie. Al ooit gevoel dat jy kom kerk toe en jy suffer omdat 'n ander broer of suster daar is wat jy nie van hou nie. Ek gaan jou nie vra om jou hande op te steek nie. Julle is baie heilig, ek weet. Maar hy sê, verdra mekaar. Al suffer jy as gevolg van daai ou se teenwoordigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar, weer dieselfde woord, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Verdra mekaar. Wanneer jy iemand verdra, beteken dit nie jy is besvriende met hom nie, beteken nie jy kyk Blouwil rugby 3 saam met hom. Ek moet ophou om dit te doen want ek weet oom Lote Jager sit hierso. En ek weet hy's 'n Blouwil ondersteuner. Ek wil nou net 'n Blouwil grappie vertel, maar ek gaan dit nie doen nie, Johanita. Ek gaan dit nie doen nie. Maar jy hoef nie te kuier by daai elke ou nie. Jy hoef nie te kuier by hom nie. Dit sê net verdra hom. Dis 'n besluit, dis 'n gesindheid van die hart. En ek bid dat ons daarby sal uitkom. Dit beteken ek kan iemand groet al het hy my leed aangedoen. En as jy dit lank genoeg doen, dan het dit nie meer effek op jou nie. Verdra mekaar, dis nie ek wat dit sê nie, ek het nie die Bybel geskryf nie, I'm just a messenger. Verdra mekaar en vergewe mekaar. Dan sê hy Romeine 12 vers 10, hy sê, wees hartlik teenoor mekaar, met broederlike liefde, en dan sê hy, die een moet die ander voortgaan in eerbetoning. Daai woordjie eerbetoning beteken, in die Grieks, jy kan hom gaan soek, dit praat van 'n waarde, dit praat van 'n prys. As ek iemand eer, dan sê ek, jy's belangrik vir my. Jy dra waarde. You are precious, sê die Grieks. You are precious. So as hy sê, gaan mekaar voor in eerbetoning, dan sê hy, I give value to you being here. Ek waardeer dit, ek gee waarde dat jy deel is van hierdie gemeente. En miskien voel jy jouself het nie waarde nie. Dan wil ek hê dat die waarde wat ek aan jou gee, dat jy daardeur sal verstaan, dat die bydrae wat jy bring tot hierdie gemeente, in die persoon wie jy is, net so significant is, as die bydrae wat ek as pastoor na hierdie gemeente toe bring. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Wanneer jy nie iemand eer nie, dan sê jy, daai persoon het geen waarde vir jou nie. Dis wat die teks sê. Okay? So gaan mekaar voort in eerbetoning. Sê vir die ou langs jou eerbetoning. Kom ons gaan aan. Kom ons gaan nou Romeine 12, 'n paar verse voor dit. Want soos ons in die een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, die ou langs jou is nie soos jy nie. So is ons almal saam een liggaam in Christus. Ek wil vir jou sê, as jy kind van God is jy in die liggaam. Jy het nie 'n keuse om te sê, ek is kind van die Here, maar ek is nie deel van die liggaam nie. Jy is deel van die een kerk van God, whether you like it or not. Daar is net een liggaam, en daar is net een kerk, volgens die Bybel. En jy's ingeënt in daai liggaam. Maak dit sin. Julle is baie stil. So is ons almal saam een liggaam, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Dit beteken, jy het die ou langs jou nodig. En dit beteken, ons het mekaar nodig. Dit beteken, dat ek nie die liggaam van Christus is nie. Saam is ons die liggaam van Christus. Dit beteken, daar's iets wat jy en ek kan doen, om hierdie liggaam te versterk. Daar's 'n bydrae, wat ek en jy kan bring, om die werking van hierdie liggaam te bevorder. Amen. Hy sê, 1 Korintiërs 12 is nie op die bord nie, luister, hy sê, maar God het die liggaam saamgestel, begin hy, God het die liggaam saamgestel. As jy voel, hoorie, daar's ander mense wat goed kan doen wat jy nie kan doen nie, hulle het talente wat jy nie het nie, hey, it's not your fault, God made you. Guess what, daar's goed wat jy kan doen wat hulle nie kan doen nie. Daar's goed in hierdie gemeente wat vir my beter is, om vir sekere mense te vra, doen julle dit? Want ek weet, dit is nie my sterkpunt nie.
En God het jou aan mekaar, God het jou op hierdie plek ingesit. Onthou jy toe Esegiel profeteer tot die bene, daar lê 'n dooie klomp bene, en hy profeteer tot die wind, toe sê dit, en elke been het beweeg na sy been. Die been het nie net by mekaar gekom, en toe sit 'n snaak, elke been het geweet waar hy hoort, en die Here het jou ingesit daar waar hy weet dat jy hoor. Hy sê, waar jy hoort, hy sê, God het jou bepaal wie jy sal wees. Maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloed gegee. Sodat daar geen, hoor nou, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam sal wees nie. Hoor dan, en dat die lede gelyke sorg vir mekaar kan dra. Dat die lede gelyke sorg. Ek is nie hierdie gemeente nie. Saam is ons lede van mekaar. Daarom kan jy jou boetie en jou sussie lief hê, want hy is deel van dieselfde liggaam. Ons dra gelyke sorg. So vanoggend as iemand langs jou of voor jou of agter jou sit, en miskien weet jy, hulle gaan deur 'n moeilike tyd, miskien weet jy nie, dan kan jy vir hulle 'n pastoor wees. Miskien kan jy hulle net ondersteun op 'n manier, want miskien weet niemand anders wat jy weet nie. Ek wil hê jy moet hoor, dat dit God se wil is, dat ons saam mekaar se laste sal dra. Ons gaan aan. Volgende ene. 1 Tessalonisense 5:11. Daarom bemoedig mekaar beteken in die Grieks iemand kom langs jou in, dis die woord para, soos parakletos, die Heilige Gees wat langs jou kom, sê iemand kom langs jou in en hy vertroos jou. Hy sê, weet jy wat, al gaan jy deur 'n moeilike tyd, jy gaan dit maak. Jy is sterk genoeg. Hy of sy spreek die woord van die Here in jou in. Hulle bid 'n gebed wat jy nie kan bid nie. Hulle soos daai illustrasie wat ek gedoen het van die 4 manne wat hulle vriend na Jesus toe bring en hom aan sy voete kom neersit en hulle kom doen wat hy nie in staat was om te doen nie. Want weet jy wat, wanneer jy op 'n slegte plek is, maak nie saak hoe geestelik jy is nie, het jy mense om jou nodig. Jy kan profeteer, jy kan signs, wonders, miracles, as jy op 'n slegte plek is jy op 'n slegte plek. Dan waardeer jy dit as iemand jou bel en sê, weet jy wat, ek kan sien jy's af. Waarvoor bid ek vir jou? Waardeur gaan jy? Waarmee worstel jy? Sê, bemoedig mekaar, met ander woorde, kom langs mekaar in, en dan sê hy, en bou een die ander op. Ek probeer slim klink, maar kan ek vir jou sê, die Griekse woord oikodomeo beteken daar, to build a house, to repair a house, dit praat van jou huis. As jy herstel nodig het, as die lewe jou 'n paar taaiklappe gegee het, hy sê, het jy familie nodig om jou te bou, om die huis te bou. Om daar vir jou te wees. Bemoedig mekaar en bou mekaar. Sê vir die ou langs jou, bou mekaar. Daai woordjie word ook vertaal as stig. Ons stig mekaar, ons bou mekaar. As jy op 'n Sondagoggend hier uitstap, dan het iemand jou gestig. Die woord het jou gestig. Die sang het jou gestig. Jy voel opgebou. Jy het ingekom depressief, maar jy stap hier uit. In geloof, omdat jy in die teenwoordigheid van die Here was. Omdat jy die woord gehoor het, want die geloof is uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God. Daarom is dit 'n baie gesonde gewoonte om Sondag kerk toe te kom. Onder die geklank van die woord te sit, saam met jou medeboetas en sissas en iemand wat hulle hand op jou kan lê. Kom ons doen 'n laaste een, dan wil ek vir iets illustreer. Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Hy het nou net gesê, 'n nuwe gebod gee ek jou, reg in die begin, 'n nuwe wet gee ek jou. Nou gaan hy aan en hy sê, as jy daai wet wil vervul, dra mekaar se laste. Nou, dis makliker gesê as gedaan, want vir ons om mekaar se laste te dra, moet jy toelaat vir mense om deur jou weerstand te fight. En jy het nodig om kwesbaar voor hulle te wees en te sê, ek het nodig dat jy saam met my sal bid oor dit en dit. Ek het iemand nodig om my hand te vat en saam met my te journey. Maar die lewe isoleer ons van mekaar. Dis waarom mense so swaar gekry het in COVID. Omdat COVID gekom het en ons almal geïsoleer het.
En toe dit sielkundige effekte op jou, en jy begin mense te mis, want ons is ontwerp om deel van 'n liggaam te wees. Dis wat jou lewe gee. As ek my pinkie afsny, en ek sit hom neer, dan gaan hy dood, want hy is nie deel van die liggaam nie. En dis wat dood is nie net, dood is skeiding. Dis wat ewige dood is, vir die res van jou lewe, of die res van die ewigheid geskei van God. Dis skeiding, maar God se wil, is nie dat ons geskei sal wees, dat ons sy liggaam sal wees. Hy sê, dra mekaar se laste. Nou, okay, kom ek hoop hierdie werk, ek het gou iemand nodig. Wie kan ek gou vra? Hy's lekker sterk, kom gou. Jakobus, kom gou vir my. Dis mos jou naam, né? Dis een van jou name. Hy's baie klein, dis Arnys se sak. Okay, sit hom op jou, sit hom net oor jou skouer, Okay, hierso is Haie, nou as jy nie weet nie, sy gaan saam met my stem, maar sy is met hom getroud. Haie het 'n klomp issues, né? Hy het baie issues, né? Net, jy kan maar ja sê. Stap my 'n bietjie vorentoe, ek wil dat almal jou kan sien, 'n klomp issues. En by no fault of his own. Kyk, baie keer dan kom goed jou pad langs, want jy het swak besluite geneem. Maar baie keer dan kom goed net, want dis die lewe. Maak nie saak hoe reg jy lewe nie. As a matter of fact, die lewe het die vermoë, dat hoe meer jy probeer om vir God te leef, hoe meer kom die goed teen jou. Toe 'n klomp goed met Job gebeur, was die rede waarom dit met hom gebeur het, dat daar 'n gesprek in die hemel plaasgevind het, waar God gebrek het oor Job, en gesê het jy ag gegee op my knegt Job, 'n man so vrooms, hy lewe so reg, en toe sê die vyand, ja, maar dis geen wonder, jy bless hom so, gee hom 'n harde tyd, en jy gaan sien, hy gaan jou vloek, en he's gonna quit on you. So maybe, as jy vanoggend deur 'n klomp swaar goed gaan, is dit omdat daar 'n gesprek plaasgevind het, waar jy nie by was nie. Maar wat God bereken het, dat jy klaar sterk genoeg is, om te kan dra, want jy het boetas en sissels langs jou, wat jou kan help, om deur hierdie dal van doodskaduwee te kom, in Jesus naam. Okay? So, Menet, jy hoef nie vir my te sê wat sy issues is nie. Okay, ek gaan sommer 'n paar opmaak, is dit reg? Sê geweer. Ek weet hulle is swaar, dat is veronderstel om swaar te wees. Okay, so Haie verloor sy werk. Gee my nog een. Haie verloor sy werk. Wat gaan fout in mense se lewens? Help my. Haie verloor sy werk. Die kar breek alweer. Wag, ek gaan hom. Hierdie gaan nou baie swaar. Kom ons sit hom net 'n bietjie opper. Ek kan bietjie swaarder daar. Die kar breek. Goed, die swaar breek. Help my gou. Hy kan nie sy huur betaal nie. En dit raak baie. Nou hy kon nie 1 of 2 kon hy dra, maar nou begin hy dit te voel, né? Help my. Daar's nie water nie. Jy is reg. Daar's nie water nie. Nou begin dit al 'n bietjie meer te voel. Die laste. Praat my. Sê gou weer. Hy word siek. Hy kom by die dokter. Dokter sê vir hom, ek het vir jou slegte nuus, ek het 'n scan gedoen. En daar's kolle op jou longe. En hy dra dit. Haie dra dit. En Haie is hier by Charisma Kerk, maar niemand weet waar die Haie gaan nie. Help my. Sy wat? Sy vrou nag hom. Menet, ek het niks met dit te doen nie. Dit is 'n random ding wat nou uitkom, hoor. Tannie, is dit 'n woord van wysheid daai, of wat sê die Here dit vir jou? Okay, Menet nag hom. Gee my nog 2. Geen krag nie. Nou het hy nie water nie, hy het nie krag nie, en hy het 'n vrou wat nag. Okay, dis wat hy het. Sê weer. Nou word hy nog gedagvaar oor sy huur, ook agterstallig is, en daar kom nog ene. Nee. Nou, jy kan dit nou dra, maar ek wil jou daaraan herinner, dat die lewe 'n wedloop is. Ga of my na die vorige slide toe. Ga of my een terug. So daai twee, daar sy ou om daar, bemoedig mekaar, en bou die een die ander op. Staan of my hier voor.
Pieter staan jou gou vir my voor. Staan gou vir my voor. Hein, kom staan gou hier voor. Johan, kom staan gou hier voor. Een van die maniere bou die een die ander op. Een maniere hoe ek hom kan bou, is om die las ligter te maak. Want as jy onder druk is, en dit voel vir jou dit raak te veel, dan begin die fondasie krake te wys. En as die fondasie begin skeer, dis wanneer jy in die moeilikheid begin kom, want dis wanneer die gebou, weet julle nie, julle is die tempel, die liggaam van die Here nie. In die moeilikheid, dis wanneer jy vernietig kan word. Wanneer jy hier is, en mense sit hier. Dink jy sal 'n marathon kan doen met hierdie? Dink jy sal 'n marathon kan doen? Nee, okay, kom, miskien moet ek eers by dit begin, dis 'n grap. Dis 'n grap hier. Maar wanneer ek sê vervul, ek wil sê daar's twee goed wat gebeur. Eerstens word die druk op die fondasie raak minder. En deur net weg te vat, bou ek hom. Daar's twee goed wat gebeur. Ek maak hom ligter en Pieter sê, ek gaan jou help om dit te dra. Vat een, dra dit. Dra dit. Dra mekaar se laste. En elke keer dan bou ek hom deur net saam met hom die pad te stap. Want jy weet en ek weet, wanneer jy deur moeilike goed gaan, en partykeer baie persoonlike goed, wil ek jou aanmoedig om, en ek weet jy kan nie alles met almal deel nie. Ek wil deur dit ook waarsku, jy kry mense wat skinder, hoor. So kom ons wees wys. Wees wys. Hulle sê mos, as jy 'n roemer wil versprei, begin hom met, moet vir niemand sê nie, maar. Maar kry iemand wat jy kan vertrou. En wanneer jy dit vir hulle sê, gaan jy voel, net deur dit te sê, net deur, en partykeer voel dit vir jou soos 'n geheim, net deur dit wat in die duisternis is, in die lig te bring, net deur dit te sê, verloor die vyand die mag wat hy oor dit het in jou lewe. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Was vir Johan 1. Dra mekaar se laste, iets gebeur. So hy sê, dra mekaar se laste. Hy sê, ons is mekaar se liggaam. So as hy sê, dra dit, dan sê hy, gee dit vir die liggaam om te dra. Kry mense langs jou. En ek gaan vir jou 'n bietjie huiswerk gee na vanoggend. Om jou 'n bietjie uit jou comfort zone uit te vat en dalk dat iemand dit kan dra. Jou kan help om dit te dra. He ain't heavy. He's my brother. Nou sê Hebreërs 12 vers 1, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê. Jy lê hom af deur hom vir die liggaam te gee. Ek weet jy moet hom vir die Here gee, maar ons is die Here se liggaam. Ek weet hy sê 1 Petrus 5 vers 7, werp julle sorg op hom en hy sorg vir julle. Dis waar, hou vas aan dit. But you're not designed to carry it alone. Toe Alida kom getuig het, Alida, sal jy jou hand opsteek, toe het jy gesê, dit was mense wat saam met jou sterker gemaak het. Toe hulle vir jou gesê het, jy is siek. Dink daaraan, dan raak dit beter. Het is nog steeds 'n las, maar die fondasie begin om herstel te word. You are being repaired by your brothers and by your sisters. Terwyl ons deur so 'n wolk van getuies omring het, laat ons elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Hierdie Christelike wedloop is nie 'n Olimpiese 100 meter finaal nie. Dis 'n marathon. Dis 'n marathon. Hy sê laat ons met volharding loop. Hy gaan nie 'n marathon doen met hierdie goed nie. Hy gaan nie klaarmaak nie. Die ywerskar gaan hom al by 13 kilos optel. Net sê jy gaan nie die wedloop klaarmaak nie. Maar as ek hom lig genoeg kan kry,
Dan lyk hy soos 'n ouens in Comrades partykeer in die laaste kilo. Ouens dra hom, maar hy maak dit oor die lyn. Dit hoef nie mooi te wees nie, jy weet, sê geweet, doesn't need to be pretty. Jy hoef dit net te maak. Dis hoe jy deur daai seisoene kom. En dan kom daar seisoene wanneer dit nie meer daar is nie. En die vyand lieg vir jou, want hy sê vir jou partykeer, jy gaan nooit hier kom nie. Dan sien mense nie lig aan die einde van die tonnel nie, en dan sit hulle geweer teen hulle kop en trek sneller. Die vyand lieg vir jou. Jy gaan dit maak. Kan ek nou vir jou sê, jy gaan dit maak. Jy gaan nie altyd hier wees nie. Trek gou dit op jou skouer. Jy gaan nie altyd hier wees nie. Jy gaan sien die Here vat jou hier deur. En dan kyk jy om, en dan sien jy 'n broer langs jou. Sit met 'n sak en gaan deur goed. I think it was designed that way. Dankie, julle kan die klippe vir my insit, hoor. Of die balle, wat ook al. Dankie, hoor. Hier's mense wat deur moeilike goed gaan. But he ain't heavy, is my brother. Ek praat met jou oor mekaar. Jesus, ek sluit af met dit. Ek gaan my bietjie musiek aansit. Jesus is op pad om gekruisig te word. En ek wonder hoekom dit in die Bybel is. Dat hy struikel en daar's 'n ou met die naam van Simon van Sirene. En hulle sê vir hom, dra jy sy kruis. En Jesus kom stel 'n voorbeeld. En 'n man kom en hy help Jesus die kruis dra. Ek weet nie hoekom dit daar is nie, maar ek dink dis miskien hoekom dit daar is. Dat Jesus gesê het, ek het jou geleer oor vergifnis, ek het net nou gesê, nou leer ek jou dat julle mekaar se laste moet dra. Want hierdie man help Jesus om sy kruis te dra op pad na sy grootste oorwinning ooit. Kan jy dink as ons intaai in mekaar en jy help iemand dra en hulle gaan deur 'n moeilike tyd, hulle is soos haie met die swartballe, dan raak jy 'n deelgenoot van een van die grootste oorwinnings wat hulle dalk in hulle lewe kan kry. Dat jy kan word 'n Alida wat kom staan en sê, ek het dit nog nooit gedoen nie, maar ek wil vir hulle sê, ek is met kanker gediagnoseer, maar mense het by my gestaan en ek is daardeur en hier staan ek voor julle en ek het gedink dit sou nooit gebeur nie. Op pad na sy grootste oorwinning help 'n man hom. Op pad na oorwinning toe. Dit sou nie vir altyd hou nie, dit gaan vanaand sou dit eindig. Vanaand sou aan die kruis hang. It is finished, dit is verby. Daar kom 'n nuwe ding, maar ek het iemand nodig om my te help om net deur te kom. Hierdie donker gat waar ek nou is nie my huis nie. Dis nie waar ek bedoel is om te bly nie. Hierdie vuuroond wat my beproef, ek is nie geroep om hier te bly nie. Ek gaan hier uit. En al gaan ek hier deur, ek gaan nie deur, maar saam met my is daar 'n vierde man in die vuur. And he will take me through that. And there's promotion on the end of it. Ek het iemand saam met my wat help om my te dra deur die beproewing. Nie net is Jesus op pad na sy grootste oorwinning nie. Simon van Sirene het dit nie besef nie. Maar toe hy Jesus help, toe word hy deel van die grootste voordeel van wat Jesus sou doen. Want die kruisdood van Jesus het hom ingesluit. Hy was een wat sonder dat hy dit eers toe sou besef. Dink daaraan, dat hy het dit gedoen en toe Jesus sterf, toe benefit hy en toe benefit almal. Want hy sê, julle moet mekaar se laste dra, en dan sê hy, as die een lid ly, dan ly die hele liggaam, en dan sê hy, maar as die een lid geëer word, is almal saam bly. Toe Jesus geëer word, toe is dit tot voordeel van almal, en daarom kan ons bly wees as gevolg van wat hy gedoen het, want ons is deel van sy liggaam. We are the benefactor, the beneficiaries of all he has done. Wat Simon nie besef het nie, is dat hy dra 'n kruis. Hy dra 'n kruis wat hom gaan dra.
want hy gaan saam met Christus gekruisig word. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my, Galasiërs 2 vers 20. He didn't know the significance of what he was doing. Ek dra iets wat my gaan dra. Ek dra nou iemand wat later my kan dra. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van die Here. Dra mekaar se laste. Nou ek wil 2 goed doen. Die eerste ding is wat ek gaan doen, is ek wil jou stretch vanoggend. Voor jou of agter jou of langs jou, sit iemand wat jy dalk nie ken nie. Dis dalk 'n besoeker. Maar ek wil jou challenge, jy hoef nie hierdie te doen nie, maar ek wil amper sê, ek dare jou. Ek dare jou. Miskien om iemand in hierdie gemeente wat jy weet deur 'n moeilike tyd gaan. Of wat die Here vir jou wys deur 'n moeilike tyd gaan. Ek wil jou challenge om hulle kontaknommer te kry. Ek weet ons moet versigtig wees met die Poppy Act en vir watter inligting ons van wie vir wie gee. Maar ek wil jou stretch in hierdie week. Miskien vra jy vir iemand na die diens, kan ek jou nommer kry? En dit gaan iets in jou lewe begin doen, wat jy gaan verby jou eie omstandighede begin kyk en iemand anders sien. Ek wil jou challenge om iemand te support hierdie week. Al bel jy hulle elke dag, sê ek wil net vandag vir jou sê, jy gaan hierdeur kom. Miskien stuur jy net vir hulle WhatsApp, miskien doen jy 'n WhatsApp gebed en stuur dit net vir hulle, maar jy het iets om te gee en hier's iemand wat dit wat jy kan en wil gee, so verskriklik nodig het. Ek challenge jou om uit jou comfortzone te beweeg en vir iemand vanoggend te vra. Miskien is dit iemand wat nie in die kerk is nie, dis ook okay. Ek wil jou net stretch om te verstaan, dra mekaar se laste. Iemand wat 'n kind van God is, iemand wat die Here nodig het. Jy gaan so bly wees jy dit gedoen. Ek wil 'n bietjie prakties ook wees. Kan ek gou vir jou weg van dit sê? Partykeer lê die Here iemand op jou hart sonder dat jy dit besef. Jy sal dink aan iemand. En dan bel jy hulle oor 3 weke of jy sien hom en sê, weet jy wat, ek het so aan jou gedink. Dan sê hy ou vir jou, hoekom het jy my nie gebel nie? I really needed that. En miskien is jy nie daar om te hoor nie, daarom neem 'n besluit en maak kontak met iemand. Iemand voor jou, hierso sit 240 mense sonder die kinderkerk het ons vanoggend getel. In wie se lewe jy kan inspreek, wat gaan deur moeilike goed. Wat regtig gaan deur moeilike goed, wat hulle werk verloor het, wat diagnose van 'n dokter gekry het, wat moedeloos is, wat verwerp is deur hulle familie, wat net moet bid vir hulle volgende maaltyd. En jy kan help. Jy kan help. Kom ek lees hom weer. Dan doen ek die tweede gedeelte, dan sluit ons af. Dat daar geen verdeeldheid in die liggaam kan wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar kan dra. Dan is ons kerk, as ons by dit kan uitkom. So haal jou oë af en kyk buite jou. Ek challenge jou, ek dare jou. Doen dit in Jesus naam. Ek wil vra tweedens, dat jy gou jou oë sal toemaak. En ek wil jou vra vanoggend, as jy hier is en jy het nodig dat iemand hier net sy of haar hande op jou lê. Miskien vanoggend, jy hoef nie eers te sê waaroor dit gaan nie, maar jy's in 'n plek waar ons jou kan help, waar iemand net 'n gebed kan bid wat jy nie kan bid nie, net kan lewe inspreek, net dit kan ooze in jou omstandigheid in. As jy vanoggend gebed nodig het, wat dit ook al is, wil jy nie gou op jou voete staan nie. Asseblief, ek weet jy's vulnerable, almal sien jy staan en ek weet hoe is mense, maar ek wil jou vra, wil jy nie, as jy wil hê iemand bid saam met my vanoggend, staan gou op jou voete. Die Here weet wat dit is. Ek vra jou, moenie, al is jy die enigste ou wat staan, dankie, al staan jy vir die 100ste keer of vir die 5000ste keer. Dankie dat jy staan, dankie dat jy staan.